Goeiedag kykers en luisteraars. Nou, ek weet party van julle luister in die kar. Welkom by nog 'n episode van Tussen die Lyne. Ek is Marissa Smit en wanneer ek aan vandag se gas dink, dan kom daar net een woord in my kop op en dit is kampioen. Kampioenkaptein, kampioenskopper, kampioenspelkenner en kampioenskapwenner. En sekerlik die bekendste Springbok van ons tyd, Naas Botha. Baie welkom Naas. Marissa, baie dankie. Ek dink na hierdie inleiding, ek dink ek moet jou miskien vra om so 'n bietjie PR werk vir my te doen, want lanklaas is ek so verwelkom. Wel, dalk is dit 'n klein dogtertjie se drome wat waar word. So dit ek sal dit heeltemal vir jou met liefde doen hier vanuit Suid-Afrika. So ek het gedink ek gaan sommer met die deur in die huis val. Dis nou al 'n bekende sê ding van my hier op Tussen die Lyne. En ek wil vir jou vra, as jy vandag vir die klein seentjie wat Naas Botha wat van Bruiten in Mpumalanga, as jy vandag hom kan raakloop en hom ontmoet, wat sou jy vir hom gesê het? Wat weet daai seentjie wat ons nou weet of wat weet hy nie wat ons nou weet nie? Wat sou jy vir hom gesê het? Ag, ek dink die belangrikste is, ek wil amper meer sê, Marissa, ek wil liewerste vir die ouers sê. Jy moet onthou, elke kind is die beste volgens jou. Maar sonder jou ondersteuning gaan daai kind dit nie maak nie. Daai kind het jou ondersteuning nodig. Daai kind het nodig. Dit is nou ongelukkig so dat jy party dae, ek weet nie hoeveel oumas is al dood, want ek onthou altyd toe ons proewe nog gespeel het. Proewe, kan jy glo ons het proewe gespeel? Nou dan sit sommer jy op 'n maandag, dinsdag en 'n woensdag. En dan hoor ek net Loftus is vol, almal kom kyk proewe en dan hoor jy later almal se oumas het gesterf in die laaste 3 dae. Maar 2 weke later dan lewe hulle almal weer. Maar dan die volgende proewe dan is ouma weer dood. So die ouer moet net sy kind ondersteun. En die afrigting dink ek moet hy los vir die afrigters. Moenie betrokke raak nie. Jou werk is om te ondersteun. Dan vir die kind wil 'n ou sê, weet jy wat, ek kan dit vir jou baie duidelik sê. Ek het gekom waar ek is as gevolg van een ding, my ouers se ondersteuning. Dis al. Niks anders te nie. Nou jy ou kan nou sê ja, maar miskien het ek talent gehad, miskien het jy bietjie harder gewerk as iemand anders, miskien het jy bietjie anders te gedink as ander mense. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die ondersteuning rondom jou. En jy kan baie keer sien in verskillende sportsoorte, gaan kyk baie mooi, veral waar individuele sportsoorte 'n groot rol speel, is hoe daai speler of speelster presteer wanneer die ouers of die ondersteuningsbasis baie naby aan hulle is en wanneer hulle bietjie verwyder van mekaar af is. Dis nogal baie interessant. Jy hoor baie keer ouens sê, dan sê jy, maar Jesus, hy het goed gespeel hierdie week. En sê ja, maar sy ouers was by hom of sy familie is by hom. So ek dink dit is eintlik wat ek wil sê, om dit vinnig kort te vat. Ouer ondersteun, die kind sal die werk. Nou, ek het nou gaan kyk oor wanneer jy gebore is en ek weet nou en ek het raak gelees van Bruiten, maar ek weet eintlik ook Karen kom van daardie wêreld af as ek net vinnig daarna kan verwys, want jy praat van 'n ouma. My ouma is altyd een van haar gunsteling stories gewees om te sê. Maar my tannies het by jou skoonma klavierlesse gekry. Ek dink op Carolina. En dit was my ou claim to fame. Na se skoonma het vir my tannies klavier gegee. So ek dink presies dit, daai van ondersteuning en betrokke wees by jou kind. Dit is nou sommer 'n staaltjie uit my groot word daar, maar dit is hoe betrokke my ouma ook net by my was. Maar in elk geval, ek wil met jou gesels. Eintlik, dit sou nou 'n vraag wees vir later, maar nou dat jy dit genoem het, daai ouer ondersteuning. Ek self rig netbal af by 'n baie groot hoërskool hier in Pretoria. En wat ons ook baie keer sien is die teendeel. Nou het ons 'n doel of 'n hulpdoel en sy ervaar amper druk van die ma of die pa wat nou vandag hier langs die kant is. Die heeltemal die teendeel. Dink jy vandag se kinders veral op skole vlak ervaar dalk te veel druk of te veel invloed van die ouers om te presteer? Okay, hierdie is 'n dis 'n vraag wat baie omvattend geantwoord kan word, baie verskillende antwoorde kan wees. As jy kyk na die verskil, en onthou ek moet praat
toe ek groot geword het, want vandag se kind word heeltemal anders te groot. Dis hoekom ek verpes dit as mense iemand wil vergelyk met iemand anders. Die wêrelde verskil. Nou dis presies wat jy nou sê. In my dae kan ek onthou, nou dit was 'n ding in die familie gewees. Ons ouers, en dit was net ons familie, so ek praat net van ons, het nooit enige oefeninge bygewoon nie. Nooit. Nooit proewe bygewoon nie. Die eerste proewe wat my ouers ooit bygewoon het, was springbokproewe. Springbokproewe. Yes. Die eerste en enigste oefening wat my pa ooit na toe saam met my gegaan het, was my heel eerste Noord-Transvaal oefening. Okay. En dis al. Maar en dit was nou ons direkte familie wat daai besluit gemaak het. Wat ek dink wat 'n baie goeie besluit was. Maar nou vat ek myself as 'n ouer. Toe ons kinders nou begin met die hokkie en al daai goeters, dan gaan kyk jy proewe en jy gaan kyk die wedstryde en jy gaan kyk dit en jy probeer ernstig so min as moontlik betrokke raak. Jy ondersteun baie meer jou kind. Want die ou was baie sensitief ook vir die situasie waarin ons was. Jy wil nie hê die juffrou moet dink jou pa is dit, so hy weet mos nou kamstig alles. Ons het juist probeer wegbly van sulke situasies af. So ons was eintlik nie betrokke ouers by skole nie, maar ons was baie betrokke geweest by ons kinders geweest. So, en dan natuurlik sosiale media het heeltemal iets anders te tafel te gebring. Kyk, ek is so bly, Marissa, ek het nie in hierdie tyd groot geword nie. Of, ja, groot. Want sosiale media sit net soveel meer druk en 'n ou kan dit sien as jy wedstryde kyk. 'n Geleentheid wat oop is vir iemand anders om punte aan te teken, hoe daai een wat dit net moet laat gebeur, self probeer die punte aanteken. Want dit is lekker om na die tyd in die kleedkamer in te stap, ek neem aan, en dan vinnig op my selfoon te kyk en te sien, Marissa het gesê ek is 'n fantastiese speler. Jy verstaan? En ek het die 3-3 gedruk, maar ek kon omtrent 5 gemaak het. Ja. En ek dink dit is, ek wil nie sê alles moet voor die deur gegooi word van sosiale media nie, want dit speel 'n baie goeie rol as dit positief gebruik word. Maar as dit nie positief gebruik word nie, dan is dit nogal half sleg. Jy weet, kom ons sê jy maak nou 'n opmerking oor my, vir argument onthalwe. Die mense wat van my hou, gaan altyd sê, "Jesus Marissa, dis nou 'n oulike opmerking." Die mense wat nie van my hou nie, gaan jou aanval. En dan gaan jou vertel hoe sleg jy is. Maar jy het net 'n opmerking gemaak. En dis vir my die slegte deel van sosiale media. Dis hoekom ek is nie baie mal oor sosiale media nie, want ek dink 99% mense gebruik dit vir die verkeerde redes. Hulle gebruik dit eintlik as 'n platform om iemand sleg te sê, in plaas van gebruik dit vir die goeie redes. Maar nou jy weet maar, jy kan heeldag sit en debatteer daaroor. Weet, solank die son net nie oor Marissa skyn nie, is naasbota gelukkig. Verstaan jy? Ja. En hoe verkeerd is dit nie? Dit is heeltemal verkeerd. Wat wil ek jy sê? Nou kan jy vir my sê, ja, maar is maklik vir my om dit te sê, want jy was altyd aan die ander kant van die draad. Dus ek wil graag hê die son moet op jou skyn. Nee? Maar onthou, want my kinders vra my nou die dag, kan jy glo, jy sal hierdie nou nogal interessant vind. Hoekom is ons nie ondersteuners nie? Okay. Gewone ondersteuners, treie aantrek en sulke goed. Toe sê ek, onthou, vir die 30 jaar wat ek by Supersport was, ons was altyd aan die ander kant van die draad. Ek was altyd besig. Julle altyd toetse toe gevat. Julle het altyd, jy het nooit eintlik ervaar wat 'n ondersteuner is nie, want julle was altyd saam met my gewees. So dit is 'n baie moeilike ding baie keer vir my om reguit te antwoord, want ons het nooit geleer om ondersteuners te wees nie. Omdat 'n ou het so lank gespeel en direk van daar af het ek amper by Supersport begin en 30 jaar later klaar gemaak. So jy kan dink, my hele lewe was ek aan die verkeerde kant van die draad. Ek wil nou die vraag vra, so jou uitlaatklep dan. Nou kan jy nie noodwendig heeltemal jou opinie gelewer het, sê nou maar, jy moes jou professionele opinie lewer op Supersport, reg? Nou, dan neem ek aan, jy het by die huis, was dit, ons praat van tafelsake. Ek het 3 dogters en ek en my man, as ons nou 'n saak regtig wil bespreek of
oor iemand gesels of dan sal ons sê hierdie is 'n tafelsaak en die kinders weet niks gaan van die tafel af nie. So ek neem aan julle het dan sekerlik moes jy ook sulke uitlaatkleppe dan hê, nê, om ek bedoel anderser moet jy volgende week weer terug gaan supersport toe en dan het jy al hierdie opgehoue idees in jou kop. Jy's heeltemal reg deur te sê daar's verseker 'n klomp sake wat tafelsake was. Hmm. En wat ek met die direkte familie bespreek het, Karen en die kinders, en dit het net daar gebly. Maar ek moet sê, en ek dank die Vader elke dag. Hy het my 'n gawe gegee om my gaai aan 'n klomp goeders net af te vee. Ek weet nie hoekom nie. Jy gaan my ontstel as ek iets sien, gaan ek regtig ontstel wees vir 2-3 minute en dan het ek net 'n halwe gesindheid, maar weet jy wat, Marissa, jy is eintlik besig om my tyd te mors. Daar's baie lekkerder dinge om oor opgewonde te wees as om te gaan sit en heeltyd bekommerd te wees oor wat rondom jou aangaan. En ek dink dit is so half, miskien omdat 'n ou vir 'n baie lang tyd in die media was, het ek miskien dit reg gekry om die muur rondom my te bou. Baie min mense binne in daai gebied toe te laat, as ek dit amper so kan sê. Miskien was dit, en ek gaan dit so uitdruk, want ek dink dit is net makliker, miskien my survival skill. En dit het my gehelp tot vandag toe nog. En ek is nog steeds in dieselfde gesindheid. Ek sê altyd elke dag vir die kinders, onthou, as jy wakker word die oggend, jy besluit, net dan, jy besluit, het ek 'n lekker dag of het ek 'n slegte dag? En ek is gelukkig, ek het elke dag 'n lekker dag. Slegte goed gebeur gedurende die dag. Dit is so, met almal van ons. Maar op jou ende, dan weet ek, okay, so ek nou klaar ek bietjie by die familie. Dis daai tafelgesprek wat jy nou noem, okay? Dan klaar ek bietjie en ek sê vir hulle en dan kan jy duidelik sien, hulle leef hulle so in en hulle begin amper net so sleg voel soos wat jy voel. En dan voor hulle tot verhaal kom, dan sê ek, relax. En dan kom hulle altyd en sê vir my, pa, maar ek kan nie. Hoe kan jy dit regkry? Sê ek, môre is weer 'n beter dag. En so gaan ons maar net aan. En ek dink elke familie, ons almal werk presies op dieselfde manier. Maar ek dink die lekker ding eintlik vir my is, en ek kan dit onomwonde sê, is ons sien 99% die beter in die ander persoon. Daar is 1% wat baie sleg is. En daar is 'n ding van vergewe en vergeet. Vergewe is baie maklik, maar ek hoef nie altyd te vergeet nie. Ja, dis baie waar woorde. En ek wil nou die vraag vra, daai ingesteldheid van jou van, okay, ons gaan aan en hoe jy nou gesê het, jy kan jouself maklik jou afvee van dit en aanbeweeg. Dink jy dit is al lankal so selfs van jou spelerdae gewees? Is dit dalk een van die groot redes hoekom jy so suksesvol was, dat kritiek het jou nie regtig geplan nie, jy kon net aangaan? Ja, ek het baie min, en dit klink miskien heeltemal buitensporig, maar ek het my baie min in kritiek, hoe kan ek sê, gesteer, dis die woord, gesteer, okay? Want sport is 'n ongelooflike ding. Ek dink dis hoekom ons almal so mal is oor sport. Want vandag was ek die beste. Vandag was ek die beste. 7 dae later, maar ek het dit alles ervaar, van die beste tot die slegste, binne 7 dae. Maar 7 dae later, dan was ek weer die beste. So, jy weet, so waar trek jy die lyn? Miskien was ek bietjie gelukkig. Ek het baie minder slegte dae gehad as goeie dae op die rugbyveld. Ek het nog sekere nagmerries van sekere wedstryde wat ons verloor het, wat ons nooit moes verloor het nie. Nou jy praat van 30 jaar terug. Ja. Wat nog steeds by my spook. Maar dit wys maar net vir jou die ingesteldheid wat ek gehad het. Byvoorbeeld, ek het op 'n maandag begin voorberei. Ek wil amper sê, as ek in die kleedkamer ingestap het, daai oomblik, as ons gewen het, of verloor het, dit geniet of nie geniet nie. En dan het ek baie vinnig agterkom hoe lekker is dit as jy wen, en hoe sleg is dit as jy verloor. So, maak seker jy wen meer as wat jy verloor. So ek was bietjie meer bevoorreg geweest, omdat ek sê nou vandag vir jou,
onomwonde. Ek het saam met ongelooflike rugby spelers gespeel. Ek het met ouens gespeel wat talent miskien net die begin van hulle rugby loopbaan was. Regtig. En dis hoekom ek sê, ek het in 'n baie goeie tydperk gespeel. En ek dink as jy kyk waar die Springbokke vandag is, ons is weer in 'n fantastiese tydperk. Die talent, ek wil amper sê, vloei so, ek weet nie meer of Rassie weet wat moet hy met al die talent maak nie. Maar so, dit was vir my makliker geweest om daai slegte dae net beter te hanteer, omdat ek meer goeie dae gehad het as slegte dae. Nou mense, net voordat ons verder met ons gesels, want ons gesels so lekker vandag, wil ons net op hierdie stadium baie dankie sê aan Van Heerden Associates Prokureurs Vennote. Hulle is hier in Pretoria, Montana se rigting, maar dit maak eintlik glad nie saak waar hulle is nie, want hulle is julle eerste keuse sou julle enige hulp nodig het ten opsigte van padongelukke, daardie tipe van fondse en eise. Kontak gerus vir Jacques Van Heerden. Hulle kontakdetails sal onder in die beskrywing wees. Vir enige probleem, maak nie saak of jy onder in die Kaap of bo naby Polokwane is nie, kontak hulle vandag nog. Nou, jy word toe nou in 1980 Springbok nommer 502 en as ek nou my sommetjies reggemaak het, was jy toe 22. Was dit nie ongelooflik intimiderend om as jong speler, jy's nou hier op die arena, jy op daai stadium, volgens my navorsing was jy nou al het jy toe nou al speler van die jaar, SA speler van die jaar nominasie gekry. En hoe moes dit vir jou hoe het dit vir jou gevoel? Daar soos jy nou en dis 'n Britse leeustoer wat jy toe nou wen in 1980. Vat ons bietjie terug daarna toe, daai ervaring van 22-jarige naas. Ja, kyk, eerstens, as jy jou land kan verteenwoordig, dink ek, vir enige rugby speler, dit moet die hoogtepunt van jou loopbaan wees. Dit moet absoluut. Want elke spelertjie wat vandag 5 jaar oud is, hoop ek het die droom om eendag vir Suid-Afrika te speel. En ek hoop regtig julle almal voldoen daaraan om jou drome. My pa het my die beste raad gegee, wat ek dink enige iemand. Ek moet sê, Brigadier Bierman van Sail het die vertroue in my gestel, my die ondersteuning gegee, wanneer daar so 'n klein hobbeltjie was in die seisoen, dan het hy vinnig dit uitgesorteer, of gesorg dat iemand net vinnig bietjie met my gesels, en gewoonlik was dit Hans Brewes, Springbok van die 40s en die 50s, dan het hy gou bietjie met my gesels, en dan sê hy vir my, luister, en ek het altyd van sy manier gehou van wat hy gedoen het, hy het altyd vir my gesê, luister, jy doen dit, hier's 2 of 3 ander opsies, as jy daarvan hou, gebruik dit. As jy nie daarvan hou nie, gooi dit weg. En dit het my baie gehelp. Die spelers rondom my, die Tommy Du Plessis, Christo Wagenaars, Chokkie van der Merwe, Pierre Edwards, almal het gehelp. Dan Du Plessis, jy noem hulle, Burger Geldnys, noem hulle, Johan Enes, almal het altyd gehelp. So, dis wat lekker is van rugby. Dis nie 'n individuele sport nie, dis 'n spansport. Maar my pa het vir my gesê, moet nooit uitgaan op 'n rugbyveld en vir iemand probeer wys hoe goed jy is nie. Gaan doen jou deel en jou werk vir die span. En ek kan vir jou sê, dit was my uitgangspunt. Ek het dit miskien nie so heeltemal verstaan dat toe ou jonger was nie, maar ek kon dit baie duidelik verstaan, soos wat ek ouer geword het. En dit was my uitgangspunt van dag 1 af. Ek het nooit probeer uitgaan nie, ek wou altyd kyk, dit wat ek doen op die veld, is dit tot die span se voordeel. En dan, ek moet vir jou eerlik sê, dit my baie keer bietjie geïrriteer, maar ek dink dit bietjie 'n obsessie geword om te wen. Veral in die, onthou, ons het in politieke era groot geword wat nie almal eintlik vir almal aanvaarbaar was nie. Okay? En baie mense van alle rasse was gekortwiek om eintlik vir die Springbokke te speel. As gevolg van geen toere, as gevolg van isolasie. So baie mense dink, julle het die voordeel gehad. Ons is net so benadeel, en ek is baie eerlik daaroor, ons is net so benadeel. Want as jy vat, ek het in 80 begin speel, en ek het in 92 opgehou. Hoeveel toetse kon ek gespeel het net in normale omstandighede? En maar ek kan kyk ek aan die ander kant, en ek dink ek was bevoorreg, om te sê ek het ten minste 28 toetse gespeel. Maar daar is ouens wat daar buite rondloop,
van alle rasse wat ook vir Suid-Afrika kon gespeel het, wat dit nooit gemaak het nie, as gevolg van die politieke omstandighede. En dit is hoekom as ek vir jou ek wil amper sê, jy praat nou al van 1980, ek praat van 80 tot en met wat ek klaar gemaak het. Ek was nogal 'n groot voorstander, hou politiek uit sport uit. Maar jy weet en ek weet, dit is net ongelooflik. Dit kan net nie gebeur nie. En dit gaan ook nie gebeur nie, okay? En ek voel net so sleg oor ouens wat ek glo moes die Springbok trui aangetrek het. Weet, Errol Tobias, Dolan Taka, ek kan hulle noem saam met ouens wat ek gespeel het, wat goed genoeg was om vir die Springbokke te speel. Maar hulle was net nie gekies nie. Nou, en ek gaan hier vir jou reguit sommer sê, moenie my blameer nie. Dis 'n politieke situasie waarin ek groot geword het. Ja. Gaan ek en jy regtig die wette van die land verander? Is jy mooi ding? Nee, dit gaan nie. Wat doen jy? Jy gaan maar net aan. Jy's maar net 'n gewone normale mens wat jou probeer uitleef in dit wat jy voor lief is dit nie? En nou ja. Ja. So baie mense wil en hulle gooi dit voor my. O ja, maar weet hy's jy praat vandag met my as gevolg van baie mense omdat ek in die apartheidsjare beskerm was. Ekskuus. Ek is nie die enigste wit ou wat in apartheidsjare rugby gespeel het nie. Okay? Maar ek is die enigste ou wat geblameer word daarvoor. En ek sou niks beteken het as dit nie vir apartheid was nie. Nou, as dit jou opinie is, fyn. Maar ek dink dan moet jy iemand anders te kry om mee te praat. Want dan was ek nie regtig so goed nie hoor. Ja, nee, dis my baie interessant om te luister en ek dink nou sommer dis 'n tipe van 'n kantnota. My kinders en ek weet jy het ook sagtebal gespeel en wolfbal of baseball dan nou. My kinders speel sagtebal en ek het self ook lank sagtebal afgerig. So dit is eintlik 'n baie lekker sport. Ek sê altyd as ek klaar is met netbal dan sagtebal seisoen vir my so 'n bietjie ontspannend want mense maar gil en skreeu en net sommer lekker aangaan. Maar my oudste dogter se sagtebal afrigter sê nou die dag vir hulle, kom ons speel sagtebal. Ons gaan nie die wêreld red nie, maar kom ons gaan speel net. Jy weet, en dit was 'n tipe van 'n motivering want hulle was eintlik besig om bietjie te verloor. Maar dit was presies daai ding van ons kan nie nou die wêreld red nie, maar ons kan nou hierdie wedstryd gaan geniet. En ek dink dit is baie wat ek hoor van wat jy nou sê. Want nou dink ek by myself 1981 dis ek gebore en nou kom daardie omstrede tyd in die Nieu-Seeland toer en die Melbourne toer en al die goeters wat gebeur. Julle spelers het julle moes mekaar tog aanmoedig om net te kan aangaan. Ek bedoel daar sal stop Springbok drome eintlik in 'n mate. Ja, kyk, dit was kyk, ek het al 'n paar keer geluister en praat ouens oor die 81 toer en dan maak hulle dit of dit verskriklik moeilik was. Dit was nie maklik nie. Kom ek stel dit vir so, verseker nie maklik nie. Maar ek dink Wynand Klasen, Louis Moelman, die van Serfontein, Dani Gerber, almal het hulle kant gebring vir die span. Ons het geweet ons is 'n span, ons is bietjie geïsoleerd. Ons was nie eintlik baie welkom nie. Daar was sekere tye wat dit bietjie moeilik was. Daar was 'n sekere tye wat dit bietjie raserig buite die hotel was. Maar as jy regtig vir my vra, wat sou jy graag wou doen as 'n rugby speler? Dan sê ek vir jou gesê, weet jy, ek sou graag teen die Britse en Ierse leeu's wou gespeel het en ek was bevoorreg om dit te doen. En as daar 'n land is wat ek wou toer, is Nieu-Seeland. En nou ja, nou toer hulle hierdie jaar nou weer by ons. So dis nou eintlik ironies dat hulle nou by ons doen. Maar ek moet vir jou eerlik sê, dit is 'n land wat ek wou getoer het. Nou as jy my vandag vra, sal jy dit doen onder dieselfde omstandighede? Dan gaan ek vir jou sê ja, maar as gevolg van die rugby. Niks te doen met die politieke situasie nie. Niks. En nou ja, en dit is wat lekker is, ons hoef nie vandag oor die politiek te praat ten opsigte van die toer nie. Was die toer moeilik? Ja. Was hy maklik? Ja. Dit hang af hoe jy daarna gekyk het. As jy jou bepaal het by wat op die in julle, ek wil amper sê julle naam stel dit so mooi, wat is in die 4 lyne gebeur het. Dan weet jy, wat is in die 4 lyne gebeur het, is wat my laat lekker voel het ten opsigte van hy toer. Baie goeie Nieu-Seelandse span teen wie ons gespeel het.
As jy my gaan vra oor die derde toets, was die besluit, daai laaste strafskop, is die grootste klomp nonsens en ek sal daai skeieregter kwaadlik neem seker tot ek my kop eendag neerlê. Want ek dink hy was nie regverdig teenoor 'n groep wat regtig probeer het, want ons sou die tweede span gewees het sedert 1937 om nie die reeks te verloor het in Nieu-Seeland nie. En een man met een besluit het daai hele toer verander. En toe word ons nou gesien as net nog 'n toerspan. En ek dink nie ons het dit verdien nie. Ek dink ons het beter as dit verdien, maar ongelukkig, jy kan nie altyd die kaarte kry of ja, kry wat jy voorhoop nie. Jy speel maar dit wat gedeel word. En dan jou tyd in Reviga, was dit 'n goeie tyd vir jou? Jy het baie wedstryde daar gespeel, dink 119 as ek reg is. Ja, ek dink is omtrent daar naby. Ek weet dis meer as 100 want ek het nogal gedink dis 'n prestasie. Dit was Marissa, sien die ding is kyk, daai tyd dit was nie eintlik deel van 'n sportloopbaan. Want onthou ons was amateurs geweest. En ek het rukkie in Ierland gespeel en toe het ek mos so halwe grondpad bietjie gevat Amerika toe, toe ek bietjie in Amerika kom rondkrap en ja, en toe ek 6 jaar in Italië gewees waar ons 2 kampioenskappe gewen het. So as jy vir my vra, was dit absoluut die moeite werd. Dit was meer as die moeite werd. Om 'n ander kultuur te ervaar, maar vergeet al die emosionele gedeeltes. Ek dink die liewe Vader het my gemaak om elke dag rugby te gespeel het vir 'n tydperk. En ek sou elke dag van my lewe rugby gespeel het. As jy vat met hier en daar paar weke 'n ligte besering hier daar dit my laaste 6 jaar van my loopbaan het ek fisies 50 naweke van 'n jaar rugby gespeel. Ek het in Suid-Afrika gespeel, Curriebeeker finaal gewen, daai aand op die vliegtuig geklim, die volgende dag vir Revigo gespeel en dan het ek gespeel totdat ek klaar is, of dit nou in Mei was of in Junie was, die finaal was gewoonlik die eerste naweek in Junie, dan het ek teruggekom en dan moes ek 'n klubwedstryd speel, want dit was die bepaling daai tyd, jy moet vir 'n klubwedstryd speel voordat jy kon provinsiaal speel. Dan het ek 'n wedstryd vir 'n klub gespeel, dis hoekom ek omtrent vir al die klubs in Pretoria gespeel het, want elke jaar dan kies ek sommer iemand anderste. En dan die volgende Saterdag het ek maar begin, as dit moontlik is, om vir die Bulle te speel. En dan speel ek tot hulle klaar is, en dan daai aand klaar is, klim ek op 'n vliegtuig, dan gaan ek maar weer Italië toe. En dit het ek vir 6 jaar gedoen. En as jy vir my vra, het jy elke oomblik geniet, dan gaan ek vir jou sê ja. Dis hoekom ek vir jou sê, ek dink ek was net gemaak om elke dag van my lewe rugby te speel. En Ja, ek het probeer. Ek het probeer. Ek het 'n ander onderhoud van jou geluister, toe vertel jy so van jou baseball en sagtebal loopbaan en daardie tipe van goeters en toevallige vriendin van ons se dogter was nou oor see met baseball. Sy is onder 15. So Suid-Afrika se baseball tel nou bietjie op weer, wat ek dink nogal lekker is en wat ek nogal graag vir jou wou vertel het. Maar ek probeer nou dink, vandag se spel teenoor die tyd wat jy gespeel het, is daar vir jou baie groot verskille? Dink jy daardie 50 naweke in 'n jaar wat jy vir 6 jaar lank gespeel het, dink jy sou dit vandag ook kon doen? Nee, glad nie. Nou vandag is heeltemal anders. Onthou, ons het nie kontrakte gehad en sulke goed nie. Alhoewel almal het jou gehanteer of jy 'n kontrak met hulle het. Okay? Ek gaan jou nou so half weet, ons maak baie keer stupid besluite. Okay, dit is nou maar net so. Ons speel 'n wedstryd op Ellis Park. En my enkel kry regtig seer. Okay? Maar nie so seer dat ek sou uitgewees het nie. Maar kom die aand by die huis, kan jy glo, en 'n vriend van my bel my en hy sê, "Wil jy Wimbledon toe gaan?" Ek sê, "Ja, dit klink verskriklik lekker." Ek sê, "Wanneer gaan ons?" Hy sê, "Nee, ons vlieg vanaand." Ek sê, "Wat?" Ek sê, "Maar ons speel volgende week finaal." Hy sê, "Nee, ons vlieg vanaand." Nou bel ek die afrigter en sê ek vir hom, "Luister, my enkel is nie heeltemal reg nie. Okay? Ek dink ek gaan so volgende week mis. Maar onthou, ons het geen kontrak nie.
Ja. Ons is amateurs. Jy kan eintlik as jy nou terugdink, jy kan eintlik doen net wat jy wil, want niemand het eintlik 'n houvas op jou nie. Maar in daai dae as ek 'n week nie speel nie en jy kom in en jy neem oor en jy speel so goed, dan's ek eintlik uit. Dit is maar net hoe dit gewerk het. En op die ouene daar vlieg ek Wimbledon toe. Kan jy dit glo? Maar nou plaaslik het ek my gedra. Okay. Wie dink jy wie lewer kommentaar, radiokommentaar die maandag op Wimbledon saam met Heinrich Marnitz? Ag nee. Die Iwe. Nou hoe stupid is jy? Ja, Raak weg. Ja, raak net weg en hou net jou mond. Maar nee, maar dit is daai jonkheid wat jou laat baie keer dink jy's net crazy. En ek dink baie keer was ek net crazy. En nou jy het baie keer goed gesê wat jy nooit moes gesê het nie, wat jy later oor skuldig gevoel het of sleg gevoel het en sulke goed. Maar dit was nou maar alles deel van ek dink groot word. Kom ek stel dit so. Ek dink groot word. Maar nou ja, so jy weet as jy vat 81, jy vat Italië, jy vat eintlik alles. Jy vat baseball. Jy het nou gepraat van baseball. Of bofbal, maar kom ons praat nou van baseball. Dit is net 'n makliker woord om te sê. Dis wat ek eintlik wou gedoen het as 'n sportman. Ek dink as ek kan terugdraai, sou ek graag 'n professionele sportman in baseball wou gewees het. En weet jy hoekom? Jy speel 162 wedstryde in 'n seisoen. Nou dis baie. Ja. En as 'n wedstryd uitgereende word of so iets, moet jy hom probeer klaarmaak, want dit gaan alles op persentasie. So elke wedstryd moet gespeel word. Nou in my oë dis professioneel. Dis hoekom ek kan vir jou verduidelik hoekom ons amateur was, want jy het vir jou klub gespeel, ek het vir die Universiteit van Pretoria gespeel en later vir polisie en die weermag en al daai goeters en vir ander en vir Vigo en in Amerika, maar dit was maar net amateur. So as jy vir my regtig vra het ek geëindig waar ek wou geëindig het toe ek nou besluit het rugby is seker die sport wat ek nou gaan mee aanhou. Ja, ek dink dit wat die geleenthede wat ek gekry het, dink ek het ek redelik goed gebruik. Foute het 'n ou gemaak. Dis maar net deel van mens wees. As jy nie foute maak nie, gaan jy ook nie 'n mens wees nie. En dis hoekom ek baie keer vir jong spelertjies sê, as jy speel en jy maak 'n fout, moenie sleg voel daaroor nie, want dit beteken jy het iets probeer doen. Onthou die ou wat nie foute maak nie, dis die ou wat niks probeer nie. So moenie op die veld af en probeer om nie foute te maak nie, want jy gaan foute maak as jy regtig probeer. Maar ek het al ouens gesien wat nie foute maak nie, maar het ook nie probeer nie. Ja, dit is nogal vir my belangrik, nê? Ek sien dit nogal ook as afrigter. Mens wil hê die kinders moet daai grens bietjie druk. Voordat ek verder gaan, want ek het 'n ander vraag oor rugby wat ek vir jou wil vra. Ek wil nou net weet, hoe lank was jy toe nou by Wimbledon gewees? Toe jy nou saam met daai Vir die hele week, vir die hele die hele week. week. En toe Ja, jy nou en die dan nou moet jy weet, né, jy stap daar rond en dan stap hier so Andre Agassi verby jou en Steffi Kraft verby jou en nou kan jy dink jy sien mense net wat jy eintlik van hoor. Nou okay, weet nou gelukkig het nog nie geweet wie ek is nie, maar ek het geweet wie hulle is. Okay. Maar ek bedoel dit is nou maar net weet mense wat jy so baie van hoor en dan sit jy daar op sentekort soos wat hulle dit gewoonlik uitdruk. En jy kyk na die bestes. Weet jy wat Marissa, dis 'n ding wat ek nogal probeer vir myself uitklaar. Ek is absoluut mal oor talent. Of jy nou gitaar speel of jy klavier speel, en dit is waar Karen se ma het klavierlesse gegee. Okay, so ek weet presies waarvan jy praat. Of jy kan sing, of jy rugby speel, of jy tennis speel, of jy golf speel, of wat. Ek hou net daarvan om vir mense te kyk wat absoluut talentvolle mense is. Ek hou net daarvan. En dan die ding wat ek ook dink wat my baie gedryf het is, en ons is nou besig met genetiese breinprofiele. Okay? En wat my gedryf het in daai rigting is, hoekom is jy beter as ek? Wat is die verskil? Want dit kan nie net talent wees nie.
Want ek het baie ouens gesien wat saam met my gespeel het, regtig baie, wat ongelooflike talent gehad het, maar hulle het dit nie gemaak nie. Hoekom nie? Dan kry jy 'n ander ou wat regtig hard gewerk het, miskien nie altyd al die talent gehad het nie, maar hy het dit tog gemaak. Nou, hoekom het hy dit gemaak? So dan moet 'n ek gebruik nou 'n paar Engelse woorde, maar dis om dit net makliker uit te druk. Daar is Wat 'n is paar mental goeters wat in enige sportman se loopbaan 'n rol speel. En dit is hoe vinniger jy oor teleurstellings kan kom, hoe vinniger jy kan aanpas by wat op die oomblik gebeur. Dis hoekom dit verbaas my nog vandag so klein bietjie as ek nou vandag se rugby na kyk en dit reën en dit is ongelooflike slegte omstandighede. Dan wil almal nog speel of dit die droogste dag is wat jy ooit in jou lewe gaan kry. Jy moet aanpas. Jy moet dit heeltemal anders te benader. Jy moet heeltemal anders te speel. En ek kry nie altyd daai gevoel nie. Waar by ons, jy pas aan soos wat jy aangaan. As jy het 'n redelike raamwerk gehad waarin jy gespeel het, maar ons het nou nie hierdie groepsisteme gehad nie. Ons het nie hierdie wedstrydplanne gehad nie. Jy het 'n ek wil amper sê 'n baie meer algemene plan gehad en dan speel jy nou maar eintlik meer wat jy sien en wat jy voel. Wat niks fout is nie en daar's niks fout met vandag nie. Ek dink as baie van die ouer manne nie die fondasie gelê het nie, was rugby dalk nie vandag waar hy is nie. Weet almal in ons daai het geglo geld gaan rugby in die grond te werk. En dit nooit gebeur nie. Ek dink dit is goed vir die spel. As jy kyk in ons dae, dan kon ek vir jou noem 'n paar spelers wat nie eintlik baie atleties gelyk het nie. Kom ons druk dit net so uit. Wat ten minste almal vandag atleties lyk. Want hulle werk in die gimnasium en hulle eet baie beter. Ek sê altyd, en ek bedoel dit nou nie laat elke kind moet luister wat ek sê nie, maar as jy nou 'n goeie voorbeeld wil sien wie 17 jaar rugby gespeel het op sjokolades, Coca-Cola, pizza en hamburgers, dan kyk jy na my. So maar toe het ons nou met tyd het jy mos nou begin meer pasta eet en toe het jy meer vis begin eet en ons het op 'n Saterdagoggend 10:00 het ons 'n groot steak en chips gehad. Nou dit is blykbaar die ongesondste ding wat jy kan eet, okay? Maar ek dink nie ons het so sleg gespeel vir al ons slegte gewoontes nie. Ja. Ek wil terugkom na die breinprofiele toe ek's baie geïnteresseerd in dit en ek het eers gelees jy en Kobus Neteling het saam gewerk, is ek reg? Ja, kyk, ons het jare terug het ons mos 'n boek geskryf, Kreatiewe Rugby, en toe het ons saam met 'n ander dokter begin werk ten opsigte van die genetiese breinprofiele. En dit het my net al hoe meer begin fascineer, want dit speel 'n rol in elke aspek van jou lewe. Dit kan 'n rol speel in sport, 'n rol speel in besigheid en 'n rol speel in opvoeding. Nee, ek wou gevra het of julle eie spesifieke program ontwerp het. Nee, ons werk saam met 'n dokter en maar baie van die goed het Karen saam met haar het ons dit uitgewerk. Maar dis net 'n veld wat verskriklik interessant is. Want jy leer soveel makliker hoe na jou geluister word, hoe jy kommunikeer, hoe jy optree, wat se besluite jy maak, hoekom jy die besluite maak. Dis amper so iets, ek wil dit amper vir jou sê, weet jy wat? Elke ou behoort eintlik sy genetiese breinprofiel te doen. Nie omdat ek aan betrokke is nie. Niks daarmee te maak. Dit is net as jy jouself verstaan en jy verstaan die persoon langs jou soveel beter, dan word konflik net soveel minder. En ek dink dit is eintlik die belangrikste. Want ek kan jou 'n baie goeie voorbeeld gee. Okay, een van die dogters, hulle het eendag hokkie gespeel. Hulle het gewen, maar ek het net gevoel, weet, my houding was altyd speel of elke wedstryd jou laaste wedstryd is. En ek probeer nou nie hier slim klink vandag nie. Hoekom? Want jy weet nie wat volgende week vir jou voorhou nie. Jy weet nie. Jy mag dalk nooit weer speel nie. En ek het net gevoel sy het nie heeltemal haar kant gebring daai dag nie. En toe ons in die kar klim, toe wil ek nou haar eintlik mooi verduidelik. Ek dink nie dit was die beste nie. Jy weet, en toe ek so in die spieeltjie kyk en ek sien traantjies in die oë, nee. Toe het ek net besluit, verby. Nooit weer sal ek kritiseer nie.
as daar iets te sê is, sal dit opbouend wees. Ja. En as ek niks opbouend te sê het nie, dan sal ek dit opbouend maak tot voordeel van wie? Tot voordeel van want onthou, ek is klaar. Ek het my tyd gehad. Ek kan niks meer. En dit is hoekom ek vir jou vroeg gesê het, ouer, ondersteun, maar positief, nie negatief nie. Daai kind weet klaar of hy sy kant gebring het of nie. Hy hoef dit nie nog van jou op te hoor nie. En daai dag, ek beloof, van daai dag af het ek net nooit weer in daai rigting in beweeg nie. As hulle afstap, maak nie saak wat gebeur het op die veld nie. Dit was nog steeds 'n goeie wedstryd geweest. En hulle het altyd goed gespeel. Want onthou ek bly hulle paade. Ja. Nee, en mens wil graag vir jou kinders sê, ek dink daar sal sekerlik ook 'n balans van daardie eerlikheid sonder om seer te maak of sonder om te sê hoor hierso eintlik presies dit wat jy nou gesê het. Jy sien die traantjies in die oë en jy besef nee, ek gaan nie dit nou sê nie of ek gaan dit op 'n ander manier doen. En daarom dink ek die breinprofiele dinge so vir my, dis hoekom dit vir my so interessant is. Soos ek nou vroeër genoem het, ek is by ekskuus, dis nou 'n hond. Vroeër by ek is betrokke by 'n skool waar daar is 'n professor van Tuks wat betrokke is by die skool en heel moontlik sal jy hom ken. Ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar wat hy nou presies doen en hy aan die begin van die jaar toe ek nou daar begin, kom ek agter hy sê vir die kinders tydens oefeninge byvoorbeeld ietsie soos 30 sekondes of 2 minute, net so tussendeur, so ek wil amper sê so 'n luk raak. En toe later te begin ek agterkom, maar hierdie kinders, hulle programmeer amper so half van, nou is ons in 'n druk wedstryd en dit is hier op die nippertjie en ons 30 sekondes oor of 2 minute oor of wat ook al. En as prof dit skree dan is dit asof hulle in 'n volgende rad ingaan. En daai hele ding van as 'n mens verstaan wat 'n speler meer visueel is, 'n speler is meer ingestel op gehoor of selfs 'n prent, jy weet 'n prentjie of wat ook al, dan dink ek is dit soveel makliker, maar in 'n gewone lewe ook. Ek dink as ouers hulle kinders ook dalk beter so verstaan, dan kan 'n mens nie net sportsituasies nie, maar ander situasies dan soos jy eintlik gesê het, ook beter hanteer. So dit is my 'n ongelooflike interessante veld. En ek dink ek wil nou die vraag vra, dink jy 'n mens kan jou brein oefen om dat die profiel aanpas by dit wat nodig is? Met ander woorde, as ek bedoel, jy's net linker of jy's hoofsaaklik linkerbrein, maar dat 'n mens jouself kan kondisioneer om bietjie meer regs ook te werk. Ek gaan dit vir jou in hierdie manier stel en dink ek dit gaan baie meer sin vir jou maak. As jy weet wat jy is, dan weet jy waarom te werk. Nou kom ons sê jy is linkerbrein soos wat jy nou genoem het, baie struktuur georiënteerd, baie georganiseerd. Jy kan regtig, as jy vir my 'n plan gee, ek sal bly by jou plan. Okay? Ek is 'n regterbrein. Okay? Linkerbrein, om dit vir jou baie mooi uit te druk, is eintlik hoe 'n skoolstelsel werk. Linkerbreine is gemaak vir 'n skoolstelsel. Jy begin daai tyd, elke periode, dis skole is nie regte vir regterbreine gemaak nie. Nee, ons is te buite die boks. Ons is te besig en ons is sulke goed. Nou, vat ek byvoorbeeld, en dis nou waar die interessantheid kom. Jy's nou my afrigter, jy. Nou, jy weet ek is 'n regterbrein. So eerstens, gaan jy 'n wedstrydplan bepaal wat my akkommodeer of gaan ek by jou plan moet akkommodeer? Wat kan gebeur, kom ons sê jy's 'n linkerbrein, so jy werk nou jou plannetjie baie mooi uit. Wat kan gebeur is as ons in die moeilikheid is, dat ek met my regterbrein jou plan vat en by die venster uitgooi. Want hoekom? Want hy werk nie. Dis hoekom ons agter is. Okay? Hy werk nie. So dan gaan ek jou plan by die venster uitgooi en dan gaan ek begin planne maak. Dan begin die kreatiwiteit nou ernstig intree. Okay? Nou dit is wat lekker is. As jy verstaan, nou gaan jy nie kwaad wees vir my na die tyd nie, want ons het die wedstryd gewen. Maar jy het ook geweet die moontlikheid dat dit kan gebeur, gaan gebeur. Solank alles goed gaan, gaan ek absoluut uitvoer wat jy selfs met my regterbrein wat jy beplan het. Maar sodra die stres intree, dan gaan ek dalk anders reageer.
En as jy as afrigter nie altyd daai goed verstaan nie. Eerstens sal ek sê, as afrigter verstaan jouself. Toe ek nou in Indië begin afrig het ek byvoorbeeld, ek is 'n regterbrein. So wie het ek direk aangestel as my assistent? 'n linkerbrein. Want anders was dit net chaos. Ja. Ons sou heeltyd net, kyk, ons sou soveel planne gehad het, maar ons sou net nooit gespeel het nie, want dit sou net planne gewees het en niemand het struktuur vir die planne geskep nie. Hy het die planne geskep. Ag, die struktuur geskep vir die planne. Nou dit is, sien jy hoe vinnig kan jy nou mekaar uitsorteer. As ek nou byvoorbeeld weet 'n regteroog, geneties regteroog, hou van kontak. Okay? Hou van kontak. 'n linkeroog hou nie van kontak nie. So maar as 'n ou ooit weer vir jou sê Naas Botha kon nie tackle nie. Dis omdat ek 'n genetiese linkeroog persoon is. Okay? Maar as jy as afrigter dit verstaan, kan jy my lei help dat ek dit ook op 'n manier kan doen. Wat doen jy met die regteroog hou? Jy leer hom die regte tegniek. Hoekom? Want hy gaan net indons. En dan gaan hy konkussie kry. Want hy hou daarvan. Dit is nou, kom ons sê jy het nou 'n wedstrydplan wat baie direkte rugby is. Dan gaan ek nie aanpas nie. Ek gaan nie. Want ek gaan nie tussen 8 voorspelers in hardloop soos ander ouens nie. Dit is nou maar net so. Dis hoe ons geneties, dis hoe die brein gewire is, as ek dit vir jou so kan hê. Dis maar net hoe dit werk. En wat lekker is ons bepaal net die dominansies. Jy weet, wat is jy? Is jy regter, linker, regterhand, linkerhand, regteroog, linkeroog, voete en ore. Dit is, ons bepaal dit net. Niks is vasgestel, dit is hoe dit werk nie. Maar as ek dit besef, en ek verstaan dit, en ek weet hoe dit werk, dan om 'n wedstrydplan, dan soos wat jy sê, vinnig in werking te sit, baie maklik. As jy weet nou self, want jy stel baie daaraan belang, 'n regteroor, ek is regteroor, ek wil net feite hoor. Ek wil nie storieetjies hoor nie. 'n linkeroor is baie makliker om stories na te luister. Maar is ook 'n sensitiewe oor vir argumentsonthaalwe. So as jou stemtoon opgaan, as daai stemmetjie bietjie skril raak, okay? En hy toon raak amper hier teen die ceiling, okay? Dan luister die kind na wat? Die emosie en die stemtoon. Nie die boodskap nie. Dis hoekom jy as afrigter kan sê, maar ek het nou 5 minute terug vir jou dit gesê. Jy het dalk nie besef ek sê linkeroor nie. So ek het nooit die boodskap nie. Ek sit en dink, hoekom is jy vir my kwaad, coach? Wat het ek gedoen? Wat het ek nou gedoen? Hoekom as jy sien jy hoe makliker raak dit as jy die profiel verstaan en hoe vinniger kan jy ander planne maak? Hoe vinniger, nou as jy bietjie stres, dan is daar mos blokkasies op van jou modaliteite. Nou wanneer hoe meer blokkasies daar is, hoe moeiliker is dit vir daai persoon om onder stres te speel. Nou, as alles goed gaan, dan werk alles. Maar wanneer die stres begin intree, dan is daar sekere blokkasies. Nou as jy 'n redelike klomp blokkasies het vir argumentsonthaalwe, dan weet ek gaan liewerste die wedstryd met jou begin as wat ek die wedstryd met jou klaarmaak. Want hoe meer stres dit is, hoe slegter gaan jy, ek wil amper sê, speel. Ja. Soos wat die wedstryd aangaan. Ja. Nou, ek sit nou sommer en dink, wonder of Rassie hierdie goeters weet, maar hy weet gelukkig baie. So, sonder nou om oor Rassie te gesels, ek wil gesels, hoe sien jy hierdie toer? Wat dink jy is die Springbokke se kans? Nou dat die All Blacks, hulle hou 'n bietjie meer die bal in hand, ons het nou deesdae 'n bietjie meer van 'n skop gameplan, as ek reg kyk. Wat is jou opinie? Kyk, eerstens, ek is 'n groot toerman. Ek's baie bly hierdie toer na 30 jaar vind weer plaas. Dis lankal tyd. Dis lankal tyd dat ouens wat nooit internasionaal gaan speel nie, 'n geleentheid kry om teen die All Blacks te speel. En ek dink daar's baie Nieu-Seelanders wat graag eendag sal wil sê, hey, ek was gelukkig, ek kon teen die Springbokke speel. So dis hoekom toere belangrik is. Toere aan die ander kant is belangrik want die speler wat jy dink kan dit maak, kan dit dalk nie maak nie, kan dalk 'n geleentheid nou kry in 'n toer. Ek praat nou van as jy die toerspan is, om 'n geleentheid te kry om die afrigters te oortuig, luister, ek is goed vir internasionale rugby. Waar
afrigters jammer kry, veral internasionale afrigters. Hulle moet toetse gebruik om daai nou vas te stel. Is jy goed genoeg of is jy nie goed genoeg nie? Nou ja, baie keer kan dit jou 'n wedstryd kos. Maar jy moet ook die geleentheid gee vir die speler om te kyk, kan hy dit of kan hy dit nie. So, eerstens dit. Die tweede ding wat, kyk, in al die franchises, en ons druk dit so uit, want dis die taal wat almal praat, is besig met hulle voorbereiding vir die URC. Okay? Nou, ek moet sê, na gisterand, want ek was redelik teleurgestel. Dit was nie vir my wat ek voorgehoop het nie. Ek het regtig gehoop, die Stormers dink ek het 'n goeie wedstryd gespeel. Die Sharks dink ek het half net opgedaag en toe het ek nou gehoop die Bulle kan hulle bietjie skrik maak, net bietjie die kat daar in die duiwelhok sit en sê, okay, dit wat julle gedink het waar julle is, kom ons krap dit bietjie te mekaar, maar dit is amper vir my of dit glad nie gebeur het nie. Ek moet dit vir jou eerlik sê, dit het nou glad nie gebeur nie, okay? So ek was bietjie teleurgesteld oor die wedstryd as sulks. En nou ja, nou ons almal weet hulle is besig met hulle voorbereiding, maar aan die ander kant jy het ook lankal geweet hierdie wedstryd word gespeel. Jy weet, so ek dink dit sou vir baie van die spelers baie lekkerder gewees het om gisterand eintlik goed te gespeel het, want die URC is 'n hele liga. Dit vat jou tot volgende jaar Mei, of jy weet of jy in die finale is of nie in die finale is nie. Jy het net een geleentheid gehad om teen die All Blacks te speel. En ek dink dis miskien so half, ek weet nie of dit, ek kan nie sê dit is nie ernstig opgeneem nie, maar dit het nie vir my gelyk of die spelers wat op die veld was 200% op die veld was nie. Okay? As jy vir my vra waar Suid-Afrikaanse rugby, ek dink internasionaal is ons op daai vlak is ons ongelooflik. Ons het talent, ons groepsisteem werk, daar's baie spelers wat beskikbaar is, wat kan, maar dit is ongelukkig so. Daar is 'n verskil baie keer tussen jou nommer 1 en jou nommer 2. Daar is. Maak nou nie saak nie, anders is dit so almal nommer 1s gewees het. Okay? En dit werk ongelukkig nie so. So ek dink Rassie se, ek wil amper sê sy siftingsproses is ongelooflik. Hy weet baie duidelik. Hy weet baie duidelik wie die begin 15-tal gaan wees in die eerste toets. Ek dink nie in enige Dion Fourie het nou gewys vir die Stormers, hy is toe opgeroep. Maar gaan hy begin? Nee, ek dink nie so nie, want ek dink Rassie weet presies. Maar dis wat ek wil sê, 'n ou soos Dion Fourie kry 'n halwe geleentheid en hy gebruik hom. En dis wat ons vroeër van gepraat het. Gebruik jou geleenthede, want môre is daar nie weer 'n geleentheid nie. So ek het vanoggend op my podcast drop net jy's die vraag gevra. En ek gaan dit vir jou onomwonde sê. Is ouens nog geëmbarrasseer? Jy het nie gedink ek kan daai woord gebruik nie, né? As hulle verloor, ek weet nie. Is hulle al te gewoond om te verloor? Het amper gisterand so gelyk, wat vir my nogal half hartseer is. Ek onthou in my dae as jy verloor het, en dis nie vergelykings nie, ek gee jou my opinie, en nou ons dae as jy verloor het, dan bly jy omtrent weg vir 'n week. Jy daag net op vir oefening, jy probeer wegkry. Want jy voel nie goed oor jouself nie. Ek weet nie of daai gevoel, as gevolg van die hoeveelheid rugby wat daar gespeel word, want onthou, jy speel URC, dan speel jy Investec Cup, jy's deel van die European Cup, jy's deel van internasionale rugby, jy's deel van die Currie Beeker. Hoeveel kompetisies moet daar wees? Maar dis ongelukkig die nuwe, kom ons sê, gedeelte van rugby. Nou vra ek die vraag, dink jy nie dit sou miskien meer sin gemaak het, as 'n ou nou terug is? Onthou as jy terugdink, is jy altyd slimmer as wat jy was voor die tyd. Sou dit nie miskien meer sin gemaak het as Griquas, of die Pumas, of die Cheetahs, dalk teen die All Blacks gespeel het nie, en nie die franchises nie, okay? Dis een, sou dit nie lekker gewees het as daar SA Barbarians span teen die All Blacks gespeel het nie. SA Universiteite, kyk hoe suksesvol is die Varsity Cup. SA Universiteite span. Ek vra net 'n vraag, ek sê nie, dis nuwe planne nie, ek dink daar is seker daaroor gepraat, want ek wil amper sê die franchises kry eintlik alles. Hulle kry die URC, hulle kry die Investec Cup, hulle kry alles. En ons wen nie eintlik te gereeld in die finales nie.
Dis hoekom ek hoop die Bulle vat hierdie geleentheid baie ernstiger op. Hulle was ernstig, maar die telling weerspreek die gesindheid. Ja. Ja, ek klap nou hande want dis presies wat ek vir my man gesê het, is dis die Boland en die Griekwas, dis daai ouens wat byvoorbeeld 'n kompetisie soos die Karibebeker aan die gang hou en die stadions vol kry en dit voel net vir my yes like dit hulle verdien dit eintlik, maar dit nou daar gelaat want dit is ook nou maar my opinie en ek's 'n baie groot bil en dit was my ja, dis nie vir my lekker as ons so verloor nie en vanmiddag het die Bulle en die Cheetahs teen mekaar gespeel in die Karibebeker omdat ek dink gisteraand was die All Blacks daar en die volgende dag en hulle het nou verloor teen die Cheetahs. En ja, ek dink dit is 'n gesprek heeltemal op sy eie van dit is nou maar okay om te verloor, maar in elk geval dit daar gelaat. Naas hulle sê vir my ons moet begin klaarmaak en ek luister verskriklik lekker na wat jy sê en ek het nog 'n miljoen vrae gehad of het nog steeds 'n miljoen vrae. So dalk eendag as ons weer kans het, sal ek baie graag weer met jou wil gesels. Maar verskriklik dankie dat jy daardie oproep van my geantwoord het. En jou insig en kennis, ek dink dit is deels van hoekom jy naas Botha is en definitief die GOAT. Hulle is die tieners praat mos nou deesdae van 'n GOAT van the greatest of all time, maar definitief toe ek in graad 2 begin rugby kyk het, was jy definitief die GOAT en jy's nog steeds die GOAT volgens my. So verskriklik baie dankie vir jou tyd en baie sterkte daar met julle nuwe, ek wil amper sê julle nuwe reis, julle as gesin en mag dit net regtig met julle goed gaan. Nee, baie dankie vir die uitnodiging.